Openbaring 21, vers 5 tot 7. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Goeiemôre op hierdie wonderlike opstanding Paasondag. Tydens Paasfees dink ons weer oor Jesus se kruisiging, sy dood en sy opstanding. En dit is so belangrik dat ons seker maak dat dit die hartklop is van ons geloof, van kinders van God, verlostes, navolgers van Jesus. Dat God se seun aarde toe gekom het om te sterf en op te staan, en dit alles sodat ons ewig kan lewe. En as dit is wat ons glo, dan weet ons ook dat ons verder kan uitsien na ons grootste troos en hoop as gelowiges, naamlik die wete dat omdat Jesus vir ons gesterf het en ons as sondaars saam met hom gesterf het, kan ons ook saam met hom lewe, omdat hy opgestaan het en die dood oorwin het. Die opstanding is ons hoop. Hierna sien ons met groot opgewondenheid uit en wag ons hartstogtelik daarop. Johannes skryf reg deur sy evangelie dat Jesus gekom het om lewe in oorvloed te bring. Maar vir nou, wel vanoggend nog, leef ek en jy hier op aarde. En wat doen ons nou hier, intussen? Dis sekerlik nie genoeg of enigstens sinvol om maar net rond te sit totdat ons eendag uit die dode opgewek kan word nie. Daar moet meer wees in 'n lewe saam met God as net dit. Reg deur die Nuwe Testament word oor en oor bevestig dat as jy in geloof saam met Christus sterf, dat jy ook saam met hom opstaan. In die opstandingslewe kry jy 'n nuwe lewe, kry jy 'n nuwe identiteit. Jy ontdek jou ware self as 'n kind van God. Jy is ook nou koning, priester en profeet. Dit is jou status in Christus. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Die ware jy het saam met Christus opgestaan. Iemand wat ek glo iets hiervan baie goed verstaan het, is Petrus. Want volgens Petrus se lewe in die Bybel, sou ons eintlik met sekerheid kon sê of dink of glo dat die Petrus waarvan ons lees twee verskillende mense is. Ons kry die Petrus voor Paasfees en ons kry die Petrus na Paasfees. Want julle sien, met Petrus se aanvanklike roeping as disipel van Jesus, was hy maar baie skepties oor wie hierdie man is wat hulle roep. Hy het eers geglo dat Jesus die Here is, nadat Jesus dit aan hom bewys het deur sy visnette vol vis te laat vang. Voor Paasfees is Petrus die een wat 3 keer as iemand hom vra of hy vir Jesus ken, dit ten sterkste ontken. En dit is nie belangrike, invloedryke mense wat dit vir hom gevra het nie. Dit was sommer gewone mense wat daar buite by die vuur gesit het, 'n diensmeisie en nog 2 ander naamlose mense, mense met geen mag of status nie. Maar Petrus is te bang om te erken dat hy vir Jesus enigsins ken. Voor Paasfees gaan Petrus vir Jesus teen. Hy wil nie hê dat Jesus sy voete moet was nie, want hy verstaan nie ten volle nie. Voor Paasfees wil Petrus keer dat Jesus gevange en gekruisig word, want vir hom is die volle prentjie nog nie duidelik nie. Maar dan sien ons ook die ander Petrus, die Petrus na Paasfees.
En dis duidelik dat mens iets heeltemal anders opmerk aan hierdie na Paasfees Petrus. Hier tref ons vir Petrus aan, helder oordag in die tempel, voor almal praat oor Jesus. Petrus wat keer op keer belet word om oor Jesus te praat. Deur belangrike, invloedryke mense, gevaarlike mense, dieselfde mense wat vir Jesus laat kruisig het. Maar die eers skrikkerige, verlonende Petrus wat homself eerste gestel het, vir homself gesorg het, eers wondertekens wou sien, humeurig was en homself nie kon beheer nie, is nou 'n Petrus wat uitverkoop is aan Jesus. 'n Petrus wat nie gestop kan word nie. Hy hou net aan, selfs al dreig hulle hom met die dood, selfs al slaan hulle hom, selfs al belet hulle hom weer eens uitdruklik om oor Jesus te praat. Net die volgende dag is Petrus weer besig om oor Jesus te praat, en nie in die geheim nie, helder oordag in die tempel, in huise, voor almal. En Petrus word dan ook nie vrygestel van die gevolge van sy dade nie. Nee, hy word erg verneder, verinneweer en geslaan deur die toedoen van die godsdienstige leiers. Maar selfs dit beskou hierdie na Paasfees Petrus as 'n voorreg. En dit bring ons by die vraag van, wat op dese aarde het oor Paasfees gebeur? Wat het op Paasfees gebeur om sulke verrykende veranderinge mee te bring in dieselfde persoon? Wat moet ons in Paasfees raak sien, dat dit ons bring by twee sulke totaal verskillende Petrusse, wat ons aan weerskante van Paasfees aantref? Want dit is glad nie vanselfsprekend dat daar so 'n verandering in Petrus en die ander apostels sou plaasvind nie. In Handelinge 5 lees ons die verhaal van die fariseer met die naam Gamaliel. Hy vertel van ander soortgelyke soos Jesus, 'n Tedas en 'n Judas, wat ook baie volgelinge gehad het. En dan hoor ons dat hulle volgelinge maar verdwyn het toe die leiers doodgemaak is. So die logiese verwagting is dan dat die disippels na Jesus se kruisdood uitmekaar sou spat en sou aangaan met hulle gewone lewens. Maar dis juis die teenoorgestelde wat hier gebeur. Kom ek lees vir julle Handelinge 5 vanaf vers 27. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoëpriester sê toe vir hulle: Het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ook nog ons verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad: Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'n tyd gelede was daar die geval van Tedas, wat in opstand gekom het en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man. Hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi en die opstand het op niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileër wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met 'n deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is: laat staan hierdie mense en laat hulle los.
Want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk, dat julle selfs teen God gestry het nie. Die raad het na hom geluister. Hulle het die apostels ingeroep, hulle laat slaan en hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat. En daarna het hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus vernedering te ly. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Waar jy sou verwag dat Jesus se volgelinge nou bang sou wees, is hulle vreesloos. Waar jy sou verwag dat hulle sal wegkruip, tree hulle op in die openbaar. Waar jy sou verwag dat hulle versigtig hulle woorde sal tel, verkondig hulle die goeie nuus van Jesus onbeskaamd. Waar jy sou verwag dat hulle verneder en vernietig is hulle blymoedig en vrymoedig. Julle moet nou mooi onthou, die disippels was nie die beste publieke sprekers nie. Hulle was nie vakkundiges of redenaarwenners nie. Hulle was maar 'n paar patetiese vissermanne gewees. Wat dit eintlik net nog vreemder maak is, selfs toe Jesus nog gelewe het, saam met hulle was, toe hulle hom gehaat het om vir hulle te praat en te leer en te lei, selfs toe was hulle nie eers baie wat wonders nie. En nou is hulle nog minder dinamies, nog meer pateties. Want nou is hy nie eers meer met hulle nie. Dwars deur die evangelies lees ons keer op keer hoe hulle getwyfel het, hoe hulle nie verstaan het wat Jesus bedoel nie, hoe hulle onder mekaar gestry het oor wie die belangrikste is, hoe hulle net wou begin beklei en veg as iemand Jesus gekritiseer of teen Jesus gekant was. Nou, ewe skielik, is hulle bly as hulle verneder word. Beskou hulle dit as 'n voorreg om te ly vir Jesus. Nou ewe skielik is hulle vol geloof en hoop. Nou ewe skielik kan geen kritiek of teenkanting of beskuldigings of dreigemente of aanvalle hulle keer nie. Of hulle stryd nie. Nou ewe skielik praat hulle met vreugde oor Jesus en die goeie dade wat hy aan die mense gedoen het. En daarvoor is daar net een verklaring. Die enigste verklaring vir hierdie radikale verandering in die disippels is die opstanding van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees daarna. Dis al hoe hierdie enigsins sin maak. Sien, as dit nie was vir Jesus se opstanding uit die dood en die oorwinning wat daarin gelê het nie, was hierdie radikale verandering in sy volgelinge beslis nie iets waarvan ons 2000 jaar later nog sou lees nie. Was daar waarskynlik nie groepe gelowiges soos ons nie en 'n kerk as sy voortstaande liggaam hier op aarde nie. Sonder Jesus se opstanding sou die Nuwe Testament nooit geskryf gewees het nie, sou ons nie vandag hier gewees het nie. Dan sou ons nooit geweet het dat daar 2000 jaar iemand geleef het met die naam Jesus van Nasaret nie. Ons vier Kersfees en ons is dankbaar dat God sy seun as 'n mens gestuur het aarde toe. Ons vier Goeie Vrydag want ons is so dankbaar dat hy as mens in ons plek gesterf het. Maar die opstanding van Jesus is die beginpunt van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus wat al vir meer as 2000 jaar verkondig word en mense se lewens tot vandag toe radikaal verander. Want hy het opgestaan en dit beteken die dood is oorwin. Dit beteken ek en jy kan lewe. Dit beteken
ek en jy kan hoop. Dit beteken daar is oorwinning oor die bose en dat hy oorwinnaar is, verlosser is, redder is, koning is. Die evangelie van Jesus is altyd noodwendig 'n bekeringsevangelie. En nie bekering in die eng sin van die woord nie. Sê 'n gebedjie op en vra vir Jesus om in jou hart te kom woon, goed, en nou is jou kaartjie hemel toe, jy is nou gered nie. Dis nie bekering nie. Bekering is dit wat gelowiges elke Paasfees en by elke doop vier en eintlik elke dag bely dat Jesus leef en omdat hy opgestaan het, kan ek en jy ook opstaan. Kan ek en jy ook na Paasfees mense wees? Moet ons ook na Paasfees mense wees? Want die bose is oorwin en daarom kan ons rug op die bose draai. Want hy het vir ons sondes gesterf en daarom kan ek en jy ons sonde bely met berou. Want Christus leef en daarom kan ons na hom te draai en hom volg. Omdat ons saam met hom gesterf het, maar ook omdat ons saam met hom opgestaan het. Is ek tans bekeer? Is ek 'n na-Paasfees mens? Ek het hierdie week gewonder of ek is. Op hierdie oomblik. Is ek op hierdie oomblik besig om my rug te draai op die bose, my sonde te bely met berou en dit agter te los? Is ek werklik na Christus toe gedraai en volg ek hom regtig? Is ek tans besig om saam met Christus te sterf en saam met Christus op te staan? In Handelinge 5 vers 29 sê Petrus, ons moet in die eerste plek aan God gehoorsaam wees, nie aan mense nie. So ons sou dieselfde vraag ook nou anders kon stel, soos Petrus, en vra, is ek tans gehoorsaam aan God? Of is ek gehoorsaam aan mense? Hierdie vraag is nie so eenvoudig soos dit klink nie, want almal in hierdie verhaal wat ons gelees het, die Joodse raad aan die een kant, die apostels aan die ander kant en Gamaliel wat op die draad sit tussen hulle almal glo dat hulle gehoorsaam is aan God. In daardie gegewe oomblik, wie sou jy gedink het? Wie is gehoorsaam aan God? Die Joodse raad lyk dalk baie streng, maar hulle dink aan die belange van die volk, ook aan die godsdienstige belange en die voortbestaan van die godsdienstige belange van die volk. As daar onder die Jode 'n opstand kom, dan gaan die Romeine hulle vryhede en hulle voorregte wegvat en hulle kom oorneem. So hulle moet in belang van hulle volk keer dat daar sulke valse messiaanse leiers is wat die volk emosioneel opsweep en opstandig maak. Die apostels aan die ander kant doen 'n klomp wonders en tekens en maak mense gesond, maar hulle is ook nogals ekstreem. Aan die begin van daai hoofstuk, dan lees ons hoe Ananias en Safira dood neergeval het voor Petrus, omdat hulle eiendom verkoop het, maar 'n gedeelte van die verkoopprys vir hulle self gehou het en nie alles vir die apostels gegee het nie. So die apostels is besig om mense op te stook en aan te vuur, en dinge raak so 'n bietjie onvoorspelbaar, en soos die Engelse sal sê, volatile. En dan, tussen die radikale, oproerige apostels aan die een kant en die Joodse raad aan die ander kant, wat die wet en die orde, beheer en kontrole wil toepas, dan kyk ons na die wyse Gamaliel in die middel. Nou, ek vermoed dat as ek 'n vlieg teen die muur was in daardie verhoor, sou ek waarskynlik Gamaliel se kant gekies het. Want dit is die veilige opsie, die versigtige opsie, die wag en kyk opsie. En daar is definitief wysheid in hierdie opsie, veral in vandag se tye. Die wêreld is so kompleks en daar is soveel kragte aan die werk, mense is so verdeeld, verward en gepolariseerd, dat dit meestal dwaas is om te vinnig 'n oordeel te vel en 'n besluit te neem. To jump to conclusions. En ja, hierin lê 'n groot stuk waarheid.
dat gehoorsaamheid aan God 'n baie fyn onderskeidingsvermoë en geloofsonderskeiding behels, wat kom met baie gebed en geduld en 'n leerbare gees. Maar, daar is ook 'n groot gevaar aan die Gamaliel opsie. 'n groot gevaar, want die gevaar van hierdie opsie is dat jy altyd gehoorsaamheid aan God kan uitstel. Dat jy altyd eers wil kyk wat ander mense doen en hoe ander mense reageer, voordat jy self besluit wat jy gaan doen. En op die ou end doen jy nie wat God van jou vra nie. En een van die groot slaggate is oorgelewerde geloofstradisies of godsdiens. En daarom is Paasfees, Paasvrydag en Opstandingssondag vir ons elkeen 'n nuwe oproep tot bekering, om die oue agter te laat en ons rug te draai op al die haat en weerwraak, op die afguns en die kompetisie, op die onvergewingsgesindheid en bitterheid, op die veroordeel en die vernyn, alles wat seer maak, afbreek en afkraak, jou rug te draai op 'n lewe waarin jy jouself en jou mense probeer bevorder ten koste van ander. Draai jou rug op alles wat doodmaak en kies om as 'n na-Paas mens, as 'n nuwe mens en 'n ware volgeling van Jesus en net van hom op te staan. En draai na Christus, wat lewe en lewend maak. Gee jou lewe sodat ander meer voluit kan lewe. Jy lewe nou aan die ander kant van die graf, sonder vrees of bekommernisse vir jou eie oorlewing. Jy kan nou lewe met vrymoedigheid en blymoedigheid. Jy kan nou lewe vir die lewe en vir alles wat lewe gee en lewend maak. En as ons werklik die Paasgebeure glo, dan behoort ons hele lewe aan Jesus. En moet ons met alles in ons beywer om in sy voetspore te volg. Vergewe, al is dit hoe swaar. Wees nederig, wees sagmoedig. Gaan uit jou pad om ander te help. Maak vrede, deel hoop uit. Wees lief vir mekaar en ander, want die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Amen. Mag jy en jou gesin die waarde, die waarheid en die boodskap van Paasfees in julle lewe ervaar. En mag julle uitsien daarna om as na-Paasmense te leef. Never failing, but let mercy fall on me. Where everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Well, I called your name a long time ago,
sprung a well from a heart of stone. But I was careful then what I let you see. Only thought you wanted the best of me. The less I trust you, the less I grow. The more you love me, the more I know. I don't have to be afraid to show all of me, all of me. Where there's hurt, you show me what healing can do. Where there's hatred, you show me how kindness can move. Where there's fear deep inside, I won't run, I won't hide. I'll give you all of me so that you can see every broken piece and open up my whole heart and love you with my whole heart. So I'm ready now, gonna let you in, all the way to the scars beneath my skin.